'n mens weet nooit, deur Daleen Matthee. Ek ouma. Kom vertel. Ek sal. Hier is ouma se nuwe blou was. Ek het al die kersse weggestuur. Dankie my kind. Wie het jy almal gesien? En Toekie, Hoe gaan op na been? baie beter ouma. Die man was by haar. Hy loseer by haar. Luseer by haar. Wat 'n man? Die een langs die see. Ja, ouma. Het sy jou aan hom voorgestel? Hoe lyk hy? Waar kom hy vandaan? Wat is sy naam? Stadig nou ouma. Sy naam is Leeu Verster. En hy hou 'n paar weke hier vakansie. En soos ek gesê het, hy's by Tant Toekie se losieshuis. Hoe lyk hy vir jou my kind? Ek vra hoe lyk hy? Lank en mooi gebou en selfverseker. Sy staal grys oë bring jy heel van stryk af. Ouma sou gesê, pragtig. Maar waar kom hy vandaan? Nie gesê nie, ouma. Jy kom ons gevra het. Net môre loop bring jy vir Toekie 'n kers weg. Ek het haar al lankal een beloof. Wag 'n bietjie, ouma. Ek sal my nie weer in 'n lokvat laat lê nie. Ek sê mos vir jou, ek het vir Toekie een beloof. En hy sal mos nou nie weet nie. Ek meen, vra is mos vry. Kan ek maar die tee bring, ouma? Ja, my kind. Sal goed wees as ek 'n slag ophou. Dis fyn werk met die kersse. Goeiemôre. Meneer Verster, kom binne. Dankie. Goeie, dis hy. Al hierdie lappe, waar sit ek dit nou? Sommer hier onder die kombers. Dis my ouma, meneer Verster. Leeu is die naam. En dit is meneer Verster, ouma. Bly om kennis te maak. Sit gerus. En like het my vertel van die man wat by Toekie loseer. En toe reken ek te seker meneer wat gister hier wat ek eintlik wou sê is. Engela, gaan maak jy vir ons 'n bietjie lekker vars teetjies. Die ander is seker al hopeloos te sterf. Meneer moet my vir ouma verskoon. Ouma's geneig om te sê wat sy nie moet sê nie. En sy is vreeslik nuuskierig. Dis 'n jok. Ek gaan maak tee. Ai. Ek weet ook nie wat ek sonder die liewe kind gaan maak nie. Gaan sy dan weg? Nee, ek meen ja. Maar waar kom meneer nou eintlik vandaan? Ek is 'n Kaapenaar, tante. En hoe lank is jy al op vakansie? 'n Maand, tante. En wat se werk doen jy? Siviele ingenieur. Jy sou seker ook sê ek is nuuskierig. Maar jy weet, hier sien ek jaar in en jaar uit dieselfde gesigte. En dit is so lekker om 'n slagheer ander stem te hoor. Ek wonder man net toe jy hier uitgekom het. Was jy al van tevore hier? Nee, tante, ek was nog nooit tevore hier nie. En tog voel ek glad nie 'n vreemdeling hier nie. My moeder het altyd as kind saam met haar ouers hier kom vakansie hou. Sy was baie lief vir Stilbaai. Sy het my so baie daarvan vertel. Ek mis glad die ou pond waaroor hulle rivier moes gaan. Dit is nog voor die brug gebou is. Ek sê altyd, die brug is net gebou sodat die mense nog harder kan jaag. En is so rustig hier. Ek neem aan 'n seisoentyd heeltemal anders, maar ek geniet dit soos dit nou is. Is jy getroud nou, seun? Of vra mense nou nie sulke dinge nie? Dis 'n reguit vraag. Maar nee, tante, nie eers verloof nie. Maar moenie dat ek tante uit die werk uithou nie, want ek sien jy was besig. Ai, jy hou my nie uit die werk uit nie. Dis sommer kers wat ek verf. Jy weet, dis vir 'n fabriek wat ek dit doen. Nou laat ons kyk. Nie een dieselfde nie.
Elkeen sy eie prentjies. Ja, Ek het nooit gedink mens kan op 'n kers verf nie. ek ook nie. So 'n paar maande gelede kom 'n niggie verby uit Johannesburg hier kuier. En sy wys my toe kers wat sy vir 'n fabriek verf. En moenie vra wat hulle betaal nie. En ek vra haar mooi uit. En toe sy weg is, stuur sy vir my 'n paar kers wat sy self gemaak het. En was om mee te verf en so aan. Ag, en ek mors 2 kersse heeltemal op. Maar van die ander lyk toe darm nou nie te oes nie. En ek sê vir Engela, stuur weg. 'n Mens weet nooit. En toe tante? Nie 'n weet nie. Toe sien 'n brief van die fabriek en hulle vra of ek kersse sal verf. Hulle gee die kersse en die vergoeding is om jou lippe van af te lek. Hoeveel moet tante verf? Sê vir byvoorbeeld in 'n maand. Nee, baie nie. So 6. Miskien 1 of 2 meer as ek nie so lui is nie. En moet nou nie vir almal loop en vertel van die kersverwery nie. Hoor jy? Jy weet hoe dit is met sulke dinge. Voordat jy mooi weet, verf almal wat asemhaal kersse. Maar sê my liewer, hoe hierdie een vir jou lyk. Ek is bevrees, ek weet niks van kuns af nie tante. Maar as daardie mense bereid is om tante so goed te betaal vir tante se werk, behoort tante se werk beslis eerste klas. Moenie dink die ekstra inkomste is nie welkom nie. Na my man se dood was ek net my pensioen. En ek sê heeldag vir Engela, met die ekstra inkomste hoef jy jou nie oor jou ouma te bekommer nie. Gaan weg, sê ek. Hier's nie maters vir haar nie. Ag wat, ek kan maar net sowel met die waspotjies praat. Sy hoor nie. En dis al meer as 6 maande wat ek vra. Meneer ouma, Niks nie, my kind. Laat my juffrou. dankie. Ek skink vir ouma. Dankie. Dankie, kind. Wat se meneer en juffrou is dit nou met julle twee? Ek het eintlik kom vra of jy nie agtermiddag saam met my wil Noordkapperoek? Dankie. In Noordkapperhoek toe wil stap nie, Engela. En sy is jy so lief vir stap. Hoe lyk dit, Engela? Dankie. Ek sal saamgaan. Julle moet dit geniet. Môre ouma, koffietyd. Dankie. Ek laat dit net so 'n bietjie koud word. Sit so 'n bietjie, kindjie. Ja. Hoeveel hou jy van leeu? Baie ouma. Nou, baie my kind. Dis nie dat ouma wil vraag wees nie, maar Ek het hom lief ouma. Baie. het hy jou al gesoen? Ja ouma. Die eerste middag by Noordkapperhoek. Wat? So gou? Wag julle nie nou so daar tot julle mekaar opgesom het nie? Dit het sommer net gebeur ouma. Hy's 'n goeie man, Engela. Ag, hy kom gesels elke keer eers by ouma voordat julle uitgaan. Vra altyd uit na die kersse. En ouma weet hy's lief vir jou. Ouma kan sien. Hy is ouma. Nou, hoekom sê jy dit asof jy jammer is daaroor? Skoor daar iets? Nee ouma. Wanneer gaan hy weg? Nog 10 dae. Het hy al gepraat? Ouma meen nou. As ouma nie omgee nie, my kop is seer. Ek wil liewer nog 'n bietjie gaan inkruip. Dan is dit die moeilikheid. Sy's bang ek gaan haar nie vra nie.
Ek gaan 'n bietjie help. Môre tante. Môre Leo, ag, verskoon tog die koppie staan nog hier. Engela's ligtig af skool toe. Ja, sy het gesê sy moet skielik gaan uithelp. Hoe sal tante daarvan hou om hier weg te gaan? En hoekom vra jy my vanoggend so snaakse vraag? Ek vra sommer tante. Dis amper tyd dat jy weggaan. Ja, tante. Dis net dat Engela my nie uit hierdie hel wil help nie. Waarvan praat jy? Ek het Engela lief, tante. Ek wil met haar trou. As sy my net bietjie tegemoet wil kom. Sy sê sy het my lief, maar tog wil sy nie daarvan hoor om hier weg te gaan nie. Tante het my al talle keer laat verstaan dat tante dit sal verwelkom as sy wil gaan onderwys gee. En tog hou sy vol dat sy nie hier kan weggaan nie. Wat is dit met Engela, tante? Ag Leo, ek is nou so ontstel. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie. As Engela my as 'n verskoning gebruik, is sy laf. Daar sit my suster Lida op die dorp, ook 'n weduwee. As ek haar môre vra om hier te kom bly, is sy nog voor die son sak hier. Engela hoef nie oor my bekommerd te wees nie. Ek kan glad nie dink wat dit is met die kind nie. My inkomste is so, dat sy nie hoef daaroor te bekommer nie. Om vir jou die eerlike waarheid te sê, ek het agtergekom dat Engela al hoe meer stil en te getrokke raak. Is daar iemand anders in haar lewe wat tante van weet? Iemand wat sy nie kan vergeet nie. Daar's niemand nie. Altyds daar was iemand, maar hy het 'n val gehad. Ek weet ook nie hoe sy gesê het nie. My kop is so de mekaar. Hy het daarom in elk geval van iets afgeval. Nee, daar is nie 'n ander man nie. Sodra ek oor trou of verloof raak praat, keer Engela my. En elke keer is haar verskoning dat sy nie hier kan weggaan nie. Nie nou al nie. Dit klink asof die kind 'n moord gepleeg het en wegkruip. Ek is nou so ontstel dat ek nie agter mekaar kan dink nie. As tante nou vir tante gaan ontstel, sal ek myself daaroor verwyd. Maar ek moet my oor Engela ontstel. Sy was nooit een wat dinge wegsteek nie. Jy weet dan, oorle moeder het altyd gesê, Engela is te sleg om selfs die kleinste ou leentjie te vertel. En dis mos nou 'n verkeerde ding. 'n Mens moet soms 'n noodleentjie vertel. Snaaks dat tante in daardie rigting moet praat. Engela het nou dan iets gesê. Wanneer was dit nou weer? Sy het een aan iets gesê van 'n leen. Sy het gesê dat jy soms jy eie toe doen 'n leen moet leef of so iets. Hoe sê jy nou? Dis wat sy gesê het, tante. Sy het nog bygevoeg dat as jy aanhou om daai leen te leef, die leen later jou so sal insluk dat jy jouself nie weer daar kan uitkry nie. O, Leo, daar is iets groot wat Engela vir my en jou wegsteek. En ek sê jou nou, ek sal nie rus voor ek weet wat dit is nie. Jy moet my net tyd gee om te dink. Tante moet Engela nou nie onder dwang plaas nie. Wil jy haar nou hê of nie? Natuurlik wil ek haar hê, tante, maar uit haar eie vrye wil. Nie omdat sy gedwing is nie. Gaan sê vir Mina sy moet vir ons tee maak. Daar is nog van die beskuit met die rosientjies in. Sê sy moet daarvan vir ons uithaal. Dit was 'n mens weet nooit, deur Dalie en Mathieu. Die rolverdeling was Ouma Maree, Cynthia Keteldas, Engela Maree, Marlene Bekus, Leo Verster, Laurens Jonk, Mina Maria Erasmus, en die verteller. Sarel Brandon. 'n Mens weet nooit is opgeneem met die goedgunstige toestemming van RSG met regie deur Sakkie Reed. Die tegniese versorging is behartig deur Gavin Grindling. 'n Mens weet nooit is opgevoer in die ateljee's van Radio Innovation.